Goeiemôre, dit is donderdag die 18de Junie. Vanoggend lees ons saam Genesis 16 vers 12 tot 13. God het egter vir Abraham gesê: "Laat die saak van jou seun en jou slavin nie verkeerd wees in jou oë nie. Alles wat Sara vir jou sê, luister na haar, want daar sal na jou nageslag met die naam van Isak verwys word. Maar ook die seun van die slavin sal ek tot 'n groot nasie maak, omdat hy jou nageslag is." Abraham het probeer om God se belofte self te vervul deur 'n seun te hê by Hagar, Ismael, en dan veroorsaak dit wrywing met Sara. Sara is ongelukkig oor Hagar en ongelukkig oor Ismael en sê dat Abraham haar moet wegstuur. Abraham wou aanvanklik nie, maar dan sê die Here vir Abraham: "Dis goed, laat hom gaan, want hy gaan ook vir Ismael seën." Ja, hierdie fout, hierdie eie oplossing wat Abraham uitgedink het, wat nou vir homself moeilikheid bring met sy eie vrou, dit is nie iets wat die Here nou totaal weggooi nie. Ja, die Here was nie gelukkig met wat Abraham gedoen het nie, maar die Here los hulle nie. Ook hierdie fout van Abraham, in aanhalingstekens, gebruik God, seën God. God los nie net vir Ismael en vir Hagar, dat hulle daarmee heen gaan en verlore raak nie. Ook sê hy dat hy vir hulle gaan seën en vir hulle gaan beskerm. Ja, ons maak foute, en die wonderlike is dat God ons vergewe in Jesus Christus. Dat God ook ons foute kan gebruik om goeie goed daarmee te laat gebeur in die wêreld. Dankie Hemelse Vader dat ons weet U is genadig, dat ons weet Here U is almagtig, dat ons weet Here, ja, selfs wanneer ons droog maak, kan U regmaak. Dat U genade en U liefde baie groter is as wat ons sin is. Dankie dat ons hierdie verhale kan lees van waar mense eie foute maak en eie planne maak en U nog steeds genade en liefde betoon. Mag ons ook so as U kinders bekend wees vir mense wat liefde en genade betoon in die wêreld, mense wat vredemakers is, kinders van die lewende God. Ons bid vir mekaar. Dankie dat ons as geloofsgemeenskap kan bid en weet, Here, dat U ons gebede verhoor. Weet dat U vir ons voorsien. Vou ons toe in die liefde. Here, ons sit elkeen met ons eie krisisse en ons eie uitdagings. Wil U vir ons ook daarin sterk voorsien en bystaan. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.